Matrix, welkom by kunsmatige seleksie. Kunsmatige seleksie is die doelbewuste teeling van plante of diere deur mense om gewenste eienskappe te verkry. So mense kies individue met spesifieke eienskappe en laat hulle voorplant. Die gewenste eienskap word aan die volgende generasie dan nou oorgedra. Dit vind oor baie generasies plaas en die mens is die selektiewe krag. As ons kyk na byvoorbeeld kunsmatige seleksie in diere, vat ons die voorbeeld van die gryswolf, wat die voorouder was van baie honderasse. Mense het oor baie generasies honde met gewenste eienskappe geselekteer en met mekaar geteel, en dit het gelei tot die verskillende honderasse met verskillende groottes, vorms en funksies. So mense kies honde met gewenste eienskappe, en hierdie honde met die gewenste eienskappe word dan mee verder geteel, en met tyd ontstaan verskillende honderasse. So kunsmatige seleksie by plante, ons gebruik die voorbeeld van tamaties. So boere byvoorbeeld kies tamatieplante wat groot en gesonde vrugte dra om sade te lewer, en dan oor baie generasies gaan die nageslag dan net groter tamaties produseer. So die gewenste eienskap hierso is die groter vrugte. Vir plante met groot tamaties word gekies en die saad van die plante word dan weer geplant. Hoekom doen boere hierdie mense? Dis vir 'n groter opbrengs en vir meer wins, of hulle kan dit doen om meer weerstandige plante te hê sodat hulle makliker groei. Hello, I like money. Alright, by natuurlike seleksie is die omgewing die selektiewe krag, maar met kunsmatige seleksie is die mens die selektiewe krag. By natuurlike seleksie is die geselekteerde eienskap voordelig vir oorlewing in die natuurlike omgewing. By kunsmatige seleksie is die geselekteerde eienskap nie noodwendig voordelig vir oorlewing nie, maar voordelig vir mense. Natuurlike seleksie verhoog variasie of biodiversiteit, waar kunsmatige seleksie 'n variasie verminder. Natuurlike seleksie kom in natuurlike bevolkings voor, waar kunsmatige seleksie in makbevolkings voorkom. Natuurlike seleksie vind binne 'n spesies plaas, waar kunsmatige seleksie kan meer as een spesies betrek. Natuurlike seleksie is 'n baie stadige proses, kunsmatige seleksie is weer baie vinnig. En natuurlike seleksie laat oorerwing van voordelige eienskappe oor generasies toe, waar kunsmatige seleksie weer oorerwing van geselekteerde eienskappe oor generasies toe. Daar is ook ooreenkomste tussen natuurlike seleksie en kunsmatige seleksie, naamlik dat daar is variasie in die spesifieke bevolking. En variasie is oorerflik in die bevolking. Die uitkomste is dieselfde, dit wil sê die bevolking verander oor tyd en sekere eienskappe kom dan nou meer gereeld voor. En dat die verandering vind oor baie generasies plaas. In November 2025, toe vra hulle by 2.5.3, toe gee hulle nou daar vir jou in 'n genetika vraag oor perde 'n vraag, en hulle sê vir jou die teel van perde vir gewenste kenmerke is 'n soort biotehnologie. En dan vra vir jou noem die soort biotehnologie. So as ons perde teel vir gewenste kenmerk, is dit kunsmatige seleksie. In die Mei-Junie 2023 vraestel, toe vra hulle daaronder 3.2.1 noem die proses waardeur die verskillende honderasse geproduseer is, en dan vra ek vir jou by 3.2.2 beskryf hoe die mens die proses genoem in vraag 3.2.1 uitgevoer het. So wat is die proses? Die proses is kunsmatige seleksie. So wat het die mense gedoen? Die mense het honde met verlangde eienskappe gekies en hulle laat kruisstel om 'n nageslag te produseer met hierdie eienskappe. Can't be much easier than that, can it? In November 2021, toe vra hulle by 1.2.5 in die biologiese terme, die kweek van plante en teel van diere deur mense vir gewenste eienskappe is kunsmatige seleksie. Volgende gaan ons dan kyk na evolusie in die huidige tye.